Welkom by nog 'n episode van Ek wil boer. Vandag kuier ons hier by Johan en Andrea Thiessen. Hulle is op hulle plaas Otjimboko hier in die Hoogveld area. Johan het 'n gemengde boerdery waar hy boer met 'n boraanstoet en dan het hy ook kommersiële kudde. Hy het ook sy eie jagbedryf. Sy vrou Andrea is ook besig in die kombuis met die asyne. So kom ons kyk wat ons by hulle kan leer. Nou, ons is nou hier by een van jou bulle wat na die nasionale veiling toe gaan in Oktober maand. Dit is 'n pragtige dier en hoe kies julle die dier of hoe werk die proses om hulle te gradeer of is daar enige so iets? Ja, soos in elke stoet word al die diere gekeer. Jy as boer sien al klaar as die kalf gebore is of hy iets gaan word of hy niks gaan word nie. En dan los ek maar my bulle tot hulle 2 jaar haal, 2,5 jaar haal en dan as die kering een keer 'n jaar is deur die Soeteelersvereniging, dan laat keer ons hulle maar. Ja. En ons as Boran het 'n skolkaart wat ons van die Brahmane oorgeneem het, wat 'n punt uit 9 uitgegee word vir elke deel van die dier, van agterkwart, middelstuk, voorkwart, kop, sy skede, sy testes, sy bene, die strukture en daar word vir alles 'n punt gegee en as die bil 'n average kry van 7, dan vra ek nou die senior keerder ook, sou jy hierdie bil aanbeveel om nasionaal toe te vat of nie? Op die ou end is die keuse myne, maar ons probeer op die nasionale boeraanveiling probeer ons nou die top bulle van uit die land uit daar aan te bied. Daar's kleiner veilings in die land waar ander teelers boerane aanbied, maar die topgoed wil ons by die nasionale hê want dit is net boeraan. Wat is die verskil tussen 'n Brahmaan en 'n boraan? Want almal dink 'n Brahmaan en boraan lyk dieselfde, so ons het altyd gedink is rooi Brahmane. As 'n mens met die bees boer, dan sien 'n mens eintlik vinnig die verskil, maar ek verstaan die vraag en Dis omdat die knop op die nek hierbo, dis ek kom baie mense. Ja, die knop op die nek, maar dit is nou wat die wetenskaplike. Daar's 'n Bos Indicus en 'n Bos Taurus en die een is 'n Bonsmara of 'n Simmentale tipe en die ander een is die Brahman of die Boran tipe. Maar die Borane het baie kleiner ore, is die hoofkenmerk eintlik en hulle is 'n bietjie kleiner raam as 'n Brahman. Van Boran kry jy in alle kleure. Jy kry hulle van bont tot wit tot swart. Wat is min of meer die koste wat jy sal moet aangaan om 'n Boran bil te begin koop? Ja, die kostes is 'n moeilike vraag. Dit hang af wat se bil jy wil koop. Die veilingpryse laas jaar was so by 75.000 gemiddeld vir die bulle en die vroulike diere was so by ek dink R46.000 vir 'n vers. Kom ons begin in die begin. Jy registreer by die Stoetteelersvereniging, jy registreer by die Boran Genootskap en jy kan 'n koei en 'n bil kan jy klaar stoet registreer. By ander rasse moet jy ten minste 15 of 20 diere hê. Ag en dan soek jy maar ek opgeteel my Bonsmara verse gevat en ek het 'n Boran opgesit en daai diere, daai versies registreer as 'n F1 of 'n A generasie en hulle kry dan 'n B generasie dier en as dit weer verse is dit 'n C generasie en 'n C kan vir jou 'n SP, stad proper gee. By die Bonsmaras is dit 5 generasies tot jy daar kom. So ek het opgeteel, maar ek het ook soos ek geld gehad het by elke veiling, ons het 'n policy vir 2 bulle moet jy 1 vroulike dier aanbied sodat die nuwe teelers ook vroulike genetika in die hande kan kry. Dis hoekom ons gesê het want ons is op die oomblik 20 teelers in die land. En om meer mense te kry, het ons gesê daar moet daarom ook vroulike diere op die veiling wees. Die bulle word natuurlik vir die veiling reggemaak en so, dan kry hulle 'n bietjie ekstra kos vir die veiling, maar gewoonweg is hulle maar ek het 'n somer en 'n winterdeksseisoen en so word hulle dan ingedeel. Okay, natuurlik by 'n stoet wil jy hê dat die spesifieke bil by daai koeie moet kry en dan het jy by 'n stoet baie keer kleiner troppe in die dekseisoene, net 30 koeie met 1 bil, waar jy op 'n Bonsmaras het ek wat kommersieel is, het ek baie keer 3 bulle met 100 koeie in die trop. Dit raak ook makliker vir ons want ons moet in elk geval DNA toetse doen vir elke dier wat veiling toe gaan moet vaderskap en moederskap bevestig word deur DNA toetse. So ek kan ook 2 bulle insit by 'n trop en dan want ek moet in elk geval die kostes aangaan om die DNA toetse te doen later as ek die diere wil verkoop. As jy dan nou hierdie bil lyk nou baie mooi. Is daar enigiets wat jy al afronding doen, enige lekke wat jy vir hulle gee om die afronding te doen voordat jy na 'n veiling toe gaan of gee jy net vir hulle dieselfde fosfaatlekke of is daar iets spesiaal wat jy vir 'n bil gee of doen jy net op die veld afronding of Nee, hulle kry nou net in die somer kry hulle gewone Futafos P12
En hulle begin nou in Junie maand begin hulle beesmix kry, Ja. gewone lek, winterlek. En dan so 90-60 dae voor die veiling gaan hulle dan 'n bietjie beter energie voer Natuurlik. kry om af te rond. Maar dan sal ek hulle op kraal afrond. Ek gaan Ja. hulle gras gee en eintlik meer oor die rede dat as hierdie bil is nou lekker mak, hy is gemaklik met mense om hom. Maar ander bulle is miskien nie so nie, dan wil jy hulle bietjie rustig kry want die stres in Windhoek by daai Ja, jy wil hulle half rustig kry Ja. voor hulle veiling toe gaan of half Ja, makker maak. want dit het al gebeur dat hulle dan nie in die kraal in die ring wil inkom want al die mense sit daar in die aand en dit is dan nie lekker as dit eintlik 'n mooi bil is maar hy wil nie in die ring ingaan. Ja, dit is mos nou maar jy kyk mos na die temperament en dis ook as jy by 'n veiling beeskoop, kyk jy ook jy wil mos nou nie 'n wille beeskoop nie en ek dink is speel dit selfde rol as dit met die bulle soos jy nou sê of Ja, nee presies. Ek bedoel die man wat daar sit en koop en sê hierdie bil kom nie is in die ring Hy in nie, voel dan skrik hulle klaar af. Of dis 'n man wat langs die teerpad sit wat sy diere baie geslag word. Hy sê hy wil soek daai bil want hy staan nie. Ja. Is daar 'n spesiale manier hoe jy hulle makker maak of is dit maar net werk en stap in die krale, praat met hulle of wat? Gee hulle name en gesels jy met hulle? Ja, hierdie is my eerste bulle. Een staan nog daar agter. Daar is net 3 wat oorgebly het van wat gekies is. So ek het maar omdat dit die eerstes is, het ek maar altyd as hulle daar was tussen hulle gaan loop en dis hoekom hulle maar eintlik gewoond is aan hierdie. Ja. Hierdie is nou eintlik 'n besonderse bil want hy is nou 'n Puna. Ja, dis wat ek wou sê, hy het nie horings nie. Ja, 'n Puna bil uitgekom. Dit was van die eerste verse wat ek op die veiling gekoop het. Die koei was dragtig en dis waar hy uitgekom het. So ja, nee, ek is nogal opgewonde oor hierdie ene. Ons hou vir jou duim vas man. Ek hoop ek kry 'n goeie prys. Die skeede onder moet 'n 45 hoek maak. Hy moet so hierso op sy knieë eintlik wys sy skede. Hy moet beheer hê oor sy skede en dan kry hy 'n punt daarvan. Hy kry vir die opening, hierdie een het 'n baie mooi opening wat toe kan maak. Ek bedoel omdat die booraan so baie diepte het, is sy skede natuurlik naby die grond. By my het ek nog nie probleme met skedes gehad nie. Dit hang af van die vel, is daar baie klein bossietjies dan kan die goed kan hulle beserings optel en dan infeksies. Is dit iets wat mens doen as mens bulle gaan koop by 'n veiling dat jy deur die kraal stap en so iets kyk? Dink jy mense kyk daarna? Ja, 100%. Dit speel 'n belangrike rol in jou Veral in die noorde waar daar miskien baie sekelbos is waar die bees baie deur bos stap, moet 'n mens bietjie kyk dat hy nie 'n te lang skede het nie. Of beheer het oor die skede. As hulle in die kraal staan en jy jag hom bietjie rond, dan sal jy vinnig sien of hy beheer het of nie. Dan sy testies, daar's 'n bietjie hy kan mooi testies hê, maar dit is nie eintlik vir ons om te besluit. Dit is die veearts wat self dit moet toets en dan dit is deel van vrugbaarheid. Ag en dan kyk ons 'n bil moet altyd sterker groter wees voor as agter en 'n koei moet groter wees agter as voor. Okay. As jy 'n stok in die middel hou en jy balanseer hom, moet 'n bil vorentoe kan val in die koei agter toe, want die koei moet 'n kalf gee en die bil moet die manne is mos groter bo as en die vrouens is groter. Dis mos alles maar soos manlike die is maar wys maar iets van manlikheid, nee. Ja. Ag en dan kyk ons na die bene, is hulle reguit, is hulle nie sekelhakkig, is hulle X-bene of binnekant toe stap hy reg, lyk die hoewe, is hulle gelyk afgetrap, trap hy nie deur nie, en dan veral by 'n bil die voorbene, voorarm wat ons sê wat hy mooi binne in die skouer ingaan. Daai is 'n goeie, jy kry party bulle wat redelik klein is daarvoor. Ja. Dan by die kop, breë bek, dat hy 'n mooi breë bek het om gras te eet. Goeie oogbanke by 'n bil, breedte tussen die oë en eintlik alles is teenoorgestel by die vrou, die vroulikheid by 'n vers, plooitjies wat deurgaan, fyn gesiggies, dit is belangrik. Dis 'n vroulike dier, vroulike tipe. Jy moet darm sien as jy vir jou om die hoek kyk, is dit 'n man of is dit 'n vrou, is dit 'n bil of is dit 'n vers. Ag en dan gaan jy deur, dan kyk jy die breedte tussen die skouers hier agter die skof. Hierdie een is lekker breed, jy kan 'n groot draftglas daar neersit sonder om te val. En die booraan het mos maar hierdie bietjie S. By ander rasse is dit mos maar redelik reguit. Reguit rug. Hierdie rug is 100% eintlik vir 'n booraan. Dit is
Dit is sy sy rug, hy het daai S in. En dan kyk jy agter toe die agterkwart, hoe diep kom die vleis op die bout in, as 'n ou nou 'n bil soek wat bietjie meer bout moet in sy kudde regmaak of so, dan kyk die mense na hierdie Ja, so tipe kan jy jou kudde ook aanpas. As jy meer Ja. so iets van dit soek, dan gebruik jy daai bil vir 'n spesifieke doel in jou Ja. kudde om jou kudde op te bou. Ja, en alles moet in balans in wees. Die stert moet lekker lank wees. Hy moet omtrent hier by die knieë moet die kwashare hang. Dit is alles goedjies. Die dewlap moet eintlik tussen sy bene nog bietjie deurgaan. Ja. So dit word alles in balans en dan gee hulle die punte daarop. Is daar 'n manier hoe jy hierdie goeders kan meet of is dit maar net iets wat mens leer by ander boraanboere of is daar by die keerders leer jy dit of is daar fisies iets wat jy kan gaan vat om te gaan meet, okay, sy rug is so, sy mond is so breed. Ja, ons soos in die 'n genootskap type of- ons bied kursusse aan. Ons Ja. het amper elke jaar 'n keerderskursus waar jy kan dan 'n beginnerskursus maak, 'n junior kursus en dan moet jy 'n sekere aantal diere keer om 'n senior keerder te word. En ons hou as keerders hou ons 'n bosberaad ook ten minste 2 keer alle 2 jare. Ja. Dat ons almal uit dieselfde mond uitpraat. Ja. Dit is mos maar nog 'n jong ras in Namibië en ons is min keerders en dit is maar daar is mos maar bietjie ons kyk ons praat met Kenia, Ja. ons is met Zambia in kontak want om hierdie goedjies uit te sort en ons stuur een van ons bestuur se senior keerders gaan 1 keer 'n jaar na Suid-Afrika se bosberaad toe en so verander ons maar ook Ja, so deels tot deels. As ons sien ons maak groot foute, dan moet dit natuurlik reggemaak Ja. word en ja. maar dit is goed dan om deel te wees van so 'n vereniging of dat jy kan leer by die ander mense en die kennis word dan so ook oorgedra. Ja, nee, presies. Dit is